bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van die driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, hy wat was, wat is en wat weer sal kom. Amen. So, liewe Here, ons besef opnuut die merkwaardigheid daarvan, dat ons in ons geloofsbelijdenis sing, van menslike twyfel, van ons onvermoë. Here, en daarom kom ons ook nie met menslike bravade voor U nie. Ons besef wie ons is, met ons gebreke, met ons menslikheid, ons tekortkominge, met ons onbegrip. Ja, Here, maar in genade weet ons dat U ons nader trek. En in ons wroeging dat U ons lei. En ons twyfel dat ons groei in geloof. Daarom, Here, baie dankie. Dankie vir lewe. Dankie, Here, vir hierdie oomblik, waar ons weet dat U deur die Gees ook nou ons lei. Die woord kan lees. Ons raak stil. Ons besef wie ons is. Nog groter. Selfs bo ons denke. Dis U. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die Ou Testament, uit 2 Konings 4 verse 8 tot 37. My Bybel in die Ou Testament, 83 vertaling is op bladsy 396. 2 Konings 4 verse 8 tot 37, bladsy 396 van die Ou Testament. Ook in lyn in die Bybelstudie hanteer ons die vroue van die Bybel, seker vrou uitstaan, en dan nou in ons sien omdat dit tematies is, dan kyk ons na ander vroue wat ook in die Bybel voorkom. Minder bekende verhale is die Sunamitiese vrou. Ons lees vandag die seun van die Sunamitiese vrou. Op 'n dag het Elisa na Sunem toe gegaan. Daar was 'n vooraanstaande vrou wat by hom daarop aangedring het om vir ete oor te bly. Elke keer as hy daar verbykom, het hy eers by haar aangegaan om te eet. Sy het vir haar man gesê, ek weet dis 'n heilige man van God wat gereeld hier by ons aankom. Ons bou 'n klein boefretrek en sit vir hom 'n bed, 'n tafel, 'n stoel en 'n lamp daarin. Wanneer hy by ons aankom, kan hy daar intrek. Op 'n dag toe Elisa weer daar aankom, het hy in die boefretrek ingetrek en gaan rus. Hy het vir Gehasie, sy slaaf, gesê, roep bietjie die Sunamitiese vrou. Gehasie het haar geroep, en toe sy voor Elisa se kamer staan, sê hy vir sy slaaf, sê vir haar, jy het al hierdie moeite vir ons gedoen. Wat kan ek vir jou doen? Sal ek vir jou 'n woordjie doen by die koning of by die hoof van die heer? Ek woon hier tussen my eie mense, was haar antwoord. Hy vra toe, maar kan daar nie iets vir haar gedoen word nie? Waarop Gehasie antwoord, ja tog. Sy het nie 'n seun nie en haar man is al oud. Roep haar hiernatoe, sê Elisa. Toe Gehasie haar naderroep, het sy in die deur kom staan. Toe sê Elisa, hierdie tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun in jou arms hou. Sy antwoord, nee meneer, jy is man van God, jy moet tog nie vir my iets sê wat nie so kan wees nie. Die vrou het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring, presies 'n jaar later, net soos Elisa vir haar gesê het. Toe die seun groter geword het, het hy op 'n dag na sy pa gegaan waar hulle besig is om te oes. Skielik het hy vir sy pa gesê, my kop, my kop. Sy pa het vir 'n slaaf gesê, dra hom na sy ma toe. Die slaaf het hom na sy ma toe gedra. Hy het op haar skoot gelê tot die middag. Toe is hy dood. Sy het hom boontoe gedra en hom neergelê op die bed van die man van God. En toe sy uitgaan, het sy die deur agter haar toegetrek. Sy het haar man geroep en gesê, stuur tog vir my 'n slaaf en 'n donkie.
ek wil na die man van God toe gaan en gou weer terug wees. Maar waarom gaan jy vandag na hom toe, het haar man gevra. Dis mos nie nuwe maan of Sabbat nie. Maar sy het hom gerus gestel, die donkie opgesaal en vir haar slaaf gesê, jaag die donkie aan, moenie dat hy gaan staan, behalwe as ek vir jou so sê. Sy is toe voort en het by die man van God aangekom by Karmelberg. Toe die man van God haar op afstand sien aankom, sê hy vir Gehasie sy slaaf, en dis mos die Sodomitiese vrou daardie, hardloop haar tegemoet en vra vir haar, gaan dit met jou goed? Gaan dit goed met jou man en met jou seun? Vir Gehasie het sy gesê, dit gaan goed. Maar toe sy by die man van God op die berg kom, het sy aan sy voete vasgeklip. Toe Gehasie nader staan om haar weg te stoot, sê die man van God, los haar, sy is baie hartseer. Die Here het dit vir my verberg en vir my niks gesê nie. Sy sê toe vir hom, meneer, het ek van u 'n seun gevra. Het ek nie gesê, moenie by my valse hoop werk nie. Toe sê hy vir Gehasie, maak gou klaar, vat my kierie en vertrek. As jy iemand raakloop, moet jy hom nie groet nie. Gaan sit my kierie op die gesit van die seun. Toe sê die seun se ma, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie toelaat om agter te bly nie. Hy het opgestaan en saam met haar gegaan. Gehasie was voor hulle daar en het die kierie op die seun se gesit gesit, maar daar was geen geluid of enige teken van lewe nie. Hy gaan toe terug na Elisa toe en sê vir hom dat die seun nie bygekom het nie. Toe Elisa in die huis kom, het die seun daar dood gelê, net soos hy op die bed neergelê was. Elisa het die kamer binne gegaan en die deur toegemaak, sodat hulle alleen is. Nadat hy tot die Here gebid het, het Elisa op die bed geklim en bo op die seun gaan lê. Hy het vol op die seun gelê, met sy mond op die seun se mond, sy oë op die seun se oë, sy hande op sy hande, sodat die seun se liggaam warm geword het. Nadat hy 'n keer heen en weer in die huis geloop het, het hy weer op hom gaan lê. Die seun het 7 keer genies en toe sy oë oopgemaak. Elisa het vir Gehasie geroep en hom beveel om die Sodomitiese vrou te roep. Hy het dit gedoen en toe sy inkom, sê Elisa vir haar, tel jou seun op. Sy het ingekom en by sy voete op haar knieë geval en gebuig. Toe tel sy haar kind op en gaan. Geliefdes, tot sover ons skriflesing vanoggend. Dit is die woord van die Here. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, dit is maar so dat daar sekere gedeeltes in die Bybel is wat vir ons meer uitstaan as ander gedeeltes. En dit sal gedeeltes wees wat ons ken, wat ons sal lees, maar wat eintlik ongemerk by ons verbygaan. En soos ons maar mense en so fokus ons gereeld op jou groot verhale, jou meer bekende verhale, die meer dramatiese verhale, soos Dawid en Goliat, dis 'n verhaal wat ons baie goed ken, maar ons gevul met intrigue en drama daarmee saam. Of persone wat dan uit sal staan, die van Abraham, of Moses, of Esther, of die besembos, of die trek deur die Rooi See. Dis verhale wat uitstaan, want dit is dramaties en ons onthou dit. Maar dan, soos ons trouwens vanoggend gelees het, is daar verhale waarvan ons al gehoor het, ons weet daarvan. Dis eintlik lang verhale, so mens lees vinniger daaroor. Maar juis in daardie verhale ook, nie alleen in die groot verhale nie, maar in jou meer eenvoudige verhale, spreek die Here ook hard en duidelik en laat hy groot lewenswaarhede aan ons openbaar. Waar 2 Konings 4 vanoggend vir ons die verhaal vertel van 'n vrou wat naamloos is. Dit is ook nie uniek nie, in baie van die gedeeltes wat ons lees, veral van vroue, dan vind ons hulle naamloos. Ons weet nie noodwendig wie sy was nie. Ons weet ook nie eintlik so seer andersins van haar lewe nie. Afgesien dat ook in die eenvoud sy gewoon het in 'n klein dorpie met die naam Sunem. Nie 'n groot dorpie nie, dis nie die dramatiese Jerusalem wat jy dalk nou sou verwag nie. Sunem, klein, daar in die suidelike arme van die Jezreel vlakte. Die
hierdie vrou, naamloos, is nie 'n koningin nie, sy is nie profetes nie, naamloos. Sy is nie een van die leiers van Israel. En haar lewe spreek van eenvoud. En haar dag tot dag taak is maar die alledaagse. Maar dan nou die merkwaardige, dat ons in die jaar 2026 haar verhaal kan lees. In die korpus van soveel verhale van soveel groot geeste in die verlede. Dat dit bewaar gebly is aan ons, dat ons van hierdie vrou lees waarvan ons nie eers die naam ken. Dat hierdie verhaal bewaar vir ons gebly is, liefdes, is die werk van die Here. En iets in haar lewe van die geloof wat daardeur spreek, vir ons ook tot boodskap vanoggend. Juis in ons eenvoud, waar ons met ons dag tot dag lewe aangaan, dalk ook naamloos. In die geskiedenis wat ons name nie noodwendig onthou sal word nie. Maar dit beteken nie dat dit enigstens minder is. Ons sien iets van haar geloof en maak haar naam skielik nie meer so saak. Want haar geloof staan uit. Dit is waar, is maklik om op die Here te vertrou in die goeie tye van ons lewe. Dit is moeiliker in daardie tye van onbeantwoorde gebede, waar dit voel of die lewe wil uitrafel, waar dit voel, hoe nou Here, hoe gemaak, watter kant toe, Here. En dis, geliefdes, grootliks die verhaal wat ons hier lees. Dit is dalk goed dat ons nie haar naam ken nie, want dit maak dit tydloos. Ons lees met ander woorde nie net van hierdie vrou nie, ons lees van onsself uit. Dit is die presiese vraag waarmee hierdie gedeelte borstel. Dit is geloofsvraag, dit is groot geloofsvraag, dit is nie maklike antwoorde nie, dit is nie goedkoop antwoorde wat gegee word op gelowiges se grootste lewensvraag. Wat beteken my geloof? Hoe maak ek sin van die lewe as niks sin maak? Geliefdes, hierdie verhaal gaan oor geloof wat weier om op te hou glo. Van 'n vrou wat ontdek die genade van die Here. Vroeër vlugtig gesê, ons is dalk die vrou. Besef ons lewensomstandighede verskil dalk in 'n mindere mate of daar het dalk erger dinge met ons gebeur as wat met haar hier gebeur. Maar ook in daardie sin, met ons eie hartseer, met ons eie onvervulde verlange, dalk beloftes wat ons sien nie realiseer nie, wat dit ook al is. Kom ons nie gewoon na hierdie teks en lees hierdie vrou se verhaal nie. Ons lees juis in haar verhaal hoe die Here ook tot ons spreek. Soos hy met hierdie vrou ook gespreek het deur hierdie gebeure. En geliefdes, in die eenvoud dit alles. Soos hierdie verhaal eenvoudig begin met Elisa, profeet, soos hy in sy bediening nou maar van dorp tot dorp sou aandoen. Gebeur dit nou so, dat hy in Sunem ook aandoen. En hy het plek nodig om te bly, was een van die groot redes ook in die ou nabye ooste, as 'n persoon by jou aan sal doen, dat jy hierdie persoon uit gasvryheid moet help. Ons sê dit is 'n Christelike deugd en dit is so, maar soveel meer in die ou nabye ooste, was dit nie net jy's 'n goeie mens nie, dit was plig geweest dat jy iemand sal moet help. En hierdie vrou en haar man doen dit trouens. Hulle help hierdie profeet Elisa wat by hulle aandoen, tesame ook met sy slaaf natuurlik. Maar die vrou doen iets meer. En dis hier waar dit spreek van groter gasvryheid. Dis hier waar dit spreek van, dis nie net gewoon plig nie, sy stap die ekstra myl. Soos hierdie profeet dan nou so gereeld by haar aandoen, vra sy vir haar man, moet ons nie maar 'n bovertrek gaan bou. Eenvoudig, 'n bed, stoel, 'n tafel, 'n
'n lamp gee ons vir hom, en as hy by ons aandoen, dan trek hy sommer in daar. Dit sal sy plek wees. En in hierdie opsig sien ons, dis nie net gewoon gasvryheid nie, dis nie gewoon dat sy net vir hom 'n bord kos gee in die tye wat hy daar is nie, dis soveel meer. Sy sê immers, dis dalk haar beweegrede, ek weet dat hy 'n heilige man van God is. Dit gaan nie so seer om die persoon nie, maar oor die simboliek daarvan. Sy doen dit nie vir die man, die profeet sodanig nie, maar asof vir die Here. Sy herken in Elisa as iemand wat die teenwoordigheid van God dra. En so beweeg ons verhaal verder. Elisa uit die aard van die saak wil haar daarvoor bedank, want sy doen baie meer as wat verwag word. En hy vra haar, ook baie interessant, dit was maar 'n gebruik van die tyd gewees, vrou het nie direk met die profeet gepraat nie, later wel in die verhaal, maar sy vra deur die slaaf van Elisa, Gehazi. En hy antwoord dan ook deur sy slaaf, Gehazi. En so gebeur dit op die dag, dat deur Gehazi, Elisa se slaaf, roep hy die vrou, en hy vra haar, jy is vir my so goed, wat kan ek vir jou doen? Dalk 'n goeie woord by die koning, dalk by die bevelvoerder namens jou iets goed sê, sodat die goeie ook na jou toe kan kom. En haar antwoord, geliefdes, is opvallend. Sy sê eenvoudig, ek woon rustig onder my eie mense. Jy hoor haar tevredenheid. Jy sien in haar handeling, sy doen dit nie om iets terug te verwag. Sy doen dit werklik asof vir die Here sonder bybedoelings. En sy sê dit ook so vir hom, ek woon hier onder my mense. Koning gaan niks vir my kan doen nie. Opperbevelvoerder ook nie. Ek het niks nodig, Elisa. En dan interessant is dit die slaaf wat dit opmerk. Dis nie die profeet nie. Dis die slaaf Gehazi wat sê, maar sy skort kinders. Elisa sien dit ook dan nou later, maar dit is die slaaf wat dit vir hom sê. En so dink dit is die profeet wat hierdie gewaarwording natuurlik sien, maar dit is. En so begin die Here werk, maar baie belangrik is nie deur die profeet nie, dis deur wat die slaaf sê, en vervolgens word ons verhaal eers dan uitgebring. Waar Elisa dan vir haar sê, volgende jaar die tyd sal jy 'n kind hê. Ons vra onsself natuurlik af, wat is die groot leemte dan nou daaraan om nie kinders te hê nie? Die Bybelse tyd, geliefdes, was dit katastrofies geweest. Kinders was jou sekuriteit geweest. Kinderloosheid, afgesien van die persoonlike hartseer wat dit noodwendig hierdie vrou onberokken het, was dit 'n sosiale en 'n ekonomiese probleem. Dis van oorlewing as jy nie 'n kind het. Hulle was jou erfgename, maar hulle was ook jou versorgers in jou ouderdom. Dit was 'n bron van diep smart as jy nie kinders gehad het. En met hierdie woorde wat Elisa vir haar sê, volgende jaar hierdie tyd sal jy 'n seun hê, antwoord sy in die woorde, moet tog nie vir my iets sê wat nie so kan wees nie. Trouwens voor dit sê sy die profeet herinner, onthou jy is 'n man van God, jy moet nie jok nie. Moenie vir my iets sê wat nie so gaan wees nie. Liefdes, en as ons net 'n vinnige sielkundige evaluasie daarvan sou neem, dan sê daai woorde meer as wat ons noodwendig besef. Spreek van hoop wat toe nooit plaasgevind het. Sekerlik was dit hierdie paartjie so groot verlange, hoop. Sy sê my man is al oud. En sy het maar verlief geneem. Dit is hoe dit sal wees. Ek die naamlose vrou, die kinderlose vrou hoop. Sy het dit aanvaar. En nou kom hier 'n profeet en hy wil weer hoop aansteek. En sy sê vir hom, moenie by my verwagtinge skep.
Sê liewer niks, dan is daar niks, as wat jy sê dit gaan wees, en dan is dit nie so. Dis wat sy vir Elisa versoek. Sy waag dit nie om te droom. Party teleurstellings, geliefdes, so diep dat ons onsself wil beskerm as het ware teen nuwe hoop. En dan presies soos Elisa gesê het gebeur, seun is gebore. En die teks kan ons nie aflei hoe oud hy was nie. Dit maak eintlik ook nie regtig saak nie, want dadelik spring dit na die seentjie is groter, van so aard dat hy vir sy pa kan help op die lande, so oes om in te samel. En dan kla hy, soos ons lees, my kop, my kop. Pa stuur 'n slaaf, gaan na ma toe, en daar lê op sy ma se skoot. En hy sterf. Ons kan seker aflei dat iets breinbloeding te doen het. Iets baie ernstig, want dit is etlike ure wat hierdie kind sterf, vandat hy vroeër die dag dit sê tot later die middag word dit vir ons deurgegee. Die kind sterf, en dan doen sy iets merkwaardig. Anders as wat jy jouself as ouer nou in daardie skoene moet plaas, wat jy nie sal doen nie, doen sy. Sy gaan lê die kind neer op die profeet se bed. Daai ou klein kamertjie, dakkamertjie met die bed en die stoel, tafel en 'n lampie. Sy lê nie die kind neer, die verwagting ten minste in hulle eie woning of in die kind se eie bed. In die profeet se bed, daar waar as hy gereeld sou aandoen, dis die plek waar die profeet sou slaap. Dis die vraag wat ons daarop moet vra is, hoekom doen sy dit? Dis nie in 'n mens se normale natuur om dit te wou doen. Geliefdes, want vir haar het daardie kamer meer geword as net 'n byvertrek waar 'n persoon so dan en dan sou kom slaap. Dit het 'n simbool geword van God se teenwoordigheid. Juist deur hierdie profeet wat gereeld sou kuier, daar aandoen. Dit het 'n simbool geraak van God se teenwoordigheid. En wat sy in effek hier doen is, sy plaas haar nood in God se ruimte. Al sien ons dit nie noodwendig so in nie, al dink ons nie noodwendig dalk so daar nie. Dit is hoe dit vir haar 'n werklikheid is. Haar nood te plaas in God se ruimte. En as ons so na geloof kyk, is dit juist die antwoord. Dis 'n navolgingswaardige geloof. Is dit nie presies wat geloof veronderstel is om te doen nie? Met haar vra, met haar kommer, met haar hartseer, met haar nie weet nie. Haar nood in die ruimte van die Here. En is 'n eerlike omgang, geliefdes, daarmee, want dit is nie 'n geloof wat werklikheid ontken. Haar seun het gesterf. Sy maak nie asof dit nie gebeur het nie. Sy praat dit nie weg nie. Maar sy bring haar nood na die Here. En dan gaan die verhaal verder. Sy vertrek dadelik na Elisa toe. En weer eens sien ons daardie interessante speling van praat deur die slaaf. Elisa sien saam met Gehasie van daar af ver kom die vrou aan. Hy vra vir sy slaaf, is dit nie die Sunamitiese vrou nie? Hy stuur sy slaaf vooruit na haar toe om te vra hoe dit gaan. En sy antwoord vir Gehasie, eweneens baie vreemd. Gegeewe wat pas die dag vroeër gebeur het, sê sy vir die slaaf, gaan goed. Die woord wat ons daar in Hebreëus het is shalom, bekende woord wat ons ken as vrede. Sy sê vir hom, ek het vrede. Eintlik kan ons hierdie woord verder omskryf en vertaal as nie gewoon net vrede nie, maar dan vrede in die wydste sin van die woord as totale heelheid, volheid, herstel. Dis vreemd in die sin dat met wat pas gebeur, sy sal sê dit gaan met my goed, ek is vol, ek is heel. Terwyl haar omstandighede, geliefdes,
eintlik alles beskryf wat die teendeel is, leegheid, uitgeput, vraag. Eintlik wat sy in effek doen hier is sy ontken nie haar huidige omstandighede van leegheid wel nie, maar in die geloof, die geestelike spreek sy aan, dit sal met my heel gaan. Ek sal voluit beleef, die Here weet nie nou nie, maar ek sal. Dis hierdie geloof in afwagting, want iets gaan gebeur. Myns insiens sou 'n baie goeie vertaling, alhoewel dit nie die tydsaspek aandui nie, kon aandui, hoe gaan dit met jou, dat sy gewoon sal antwoord, dit sal met my goed gaan. As iemand jou dit sal vra, hoe gaan dit, dit sal met my goed gaan, weet jy die persoon sê, in effek is dit op die hede nie waar nie, maar ek in die geloof en vertroue, dat dit so sal wees. Dis eintlik wat hierdie vrou hier sê. En ons bespeur dit in haar geloof. En by die profeet aangekom egter, stort sy haar hart voor hom uit. Dis trane. En die profeet stuur dan vir Gehasie, geliefdes, op hierdie stadium, aanvanklik eers met sy staf. Ons weet ook nie noodwendig hoekom hy dit so doen nie, maar eweneens om die slaaf met sy staf te stuur, het hierdie mate van profetiese autoriteit. Dis nie die profeet self nie, hy stuur sy slaaf, dalk sal die staf, lê die staf op die kind se gesig neer. Dalk gebeur daar iets. En ons moet erken, daar kon wel iets gebeur. Op daardie stadium kon met hierdie profetiese sanksie kon daar lewe gekom het in die kind, maar dit gebeur nie. Ons kan gewoon net spekuleer daaroor hoekom die kind op daardie stadium nie lewend geword het nie. Mag dalk wees dat die Here hier juis wil wys dat hy persoonlik wil intree. Dis nie gewoon net die profeet wat een stuur nie, hy moet self gaan. Want ons sien dit as ons na die tweede deel oorbeweeg van geloof wat vashou. En hierdie vrou wat ook vashou aan die profeet, as het ware, sê ek gaan nie toelaat dat jy weg van my gaan. Jy gaan my nie terugstuur na my kind toe met hierdie slaaf vooruit. Ek bly hier. Sy sê, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie verlaat. Geliefdes, en dit is 'n groot geloofsuitspraak. Hierdie geloof wat vasklou, wat vashou. En dit herinner ons aan ander momente in die Bybel ook van karakters wat ook dit gedoen het. Elisa homself het op 'n keer aan Elia gesê, ek sal jou volg, ek gaan jou nie verlaat nie. Dit herinner ook aan Rut, haar woorde aan Naomi, waar sy gesê het, maar waar jy gaan, sal ek gaan. Jou volk is my volk. Jou God is my God. Ons bly by mekaar. Of ook so vir Jakob, sy vroeger wat hy in die Jakob drif gehad het, waar hy met die Here self geworstel het. Dan sê hy, ek sal u alleen laat gaan as u my seën. Dis in daardie mate van denke waar sy sê vir die profeet, ek gaan jou nie los nie. Dit sal met my goed gaan. En dan gaan die profeet saam. Ons lees, dat by die huis aankom, sluit die deur. Die eerste ding wat hy doen is, hy bid. Geliefdes, dit is krities belangrik. Dit is krities belangrik vir ons om raak te sien, dat dit nie begin by die profeet as die mens. Veral in so 'n verhaal, waar daar baie dinge gebeur en waar daar baie klem gelê word op die profeet, dan mag mens miskyk dat daar iets magies is aan die persoon sodanig, of aan die handeling andersins. Maar hierdie profeet Elisa bid tot God. Hierdie wonderwerk begin nie by die mens nie, dit begin by God. En daarna gaan Elisa op die kind lê. Plaas sy mond op die kind se mond, sy oë oor die kind se oë en sy hande op die kind se hande.
bitter vreemd vir ons samelewing, so 'n ritueel. Eintlik ook nie eens bekend vir die ou nabye Ooste, maar tog daarom meer aanvaarbaar, soos dit vir ons baie vreemd sal wees. Alwaaroor hierdie gedeelte gaan, geliefdes, is oor presiese identifikasie. Die een word teenoor die ander gestel. Hoe vreemd hierdie handeling ook al vir ons is dit waar dit op neerkom. Oë teenoor oë, hande teenoor hande, mond teenoor mond, die een teen die ander, soos die een op die ander is, waar dood teenoor lewe staan, met die vraag, jy kan hoor hoe die verhaal intrek, wat gaan volgende gebeur? Of in 'n mitologiese beskouing, wie gaan wen? Wie is die sterkste? Die dood of die lewe? En die lewe oorwin. Ons sien dit hier in die skrywing van die warmte begin terugkeer. En dan eindelik nies die seun 7 keer. Om te nies, geliefdes, behels dat jy sal asemhaal. En om asem te haal natuurlik lewe. Onthou, op daardie stadium is die moeder nog buite en is 'n welkome nies. 7 ook nog daarmee saam. Dis 'n rekordgetal kere wat iemand na mekaar nies. Ek dink 3 of 4 kom ons by uit as jy nou nies. Die seun 7 keer. Die ma hoor dit en sy ken die nies van haar seun. Dit spreek van lewe. Natuurlik in die Bybelse tyd en die leefwêreld daar, 7 was die beskouing van volmaakte lewe. Hierdie kind lewe, hy nies, is asem, 7, is voltooid. En dan, hoe die verhaal homself ontlont, sou mens dink, maar dis net te gewoon. Die sin van die profeet wat vir die ma sê, daar is jou kind, en eenvoudig sê die verhaal vir ons, sy het haar kind geneem. En ons lees nie regtig verder, maar ek dink dis juist die punt. Juist in hierdie wonderwerk, geliefdes, is daar nie 'n ophef nie. Daar's nie aandag op 'n persoon sodanig. Daar's net hierdie stille vreugde van God se genade. En in die eenvoud. Hierdie verhaal wys nie na 'n mens in die handeling van wat Elisa gedoen het, waarop ons gedagtes dadelik wil vestig nie. Dit wys op God se grootte. God is op die einde van die dag die een wat lewe gee. God is op die einde van die dag die een wat beloftes vervul. Want jy kan jouself indink die wroging binne hierdie vrou, waar sy terugdink, die profeet het by my aangekom, 'n nuwe hoop aangewakker, waarvoor ek nie gevra het nie, en trouwens sê sy dit vir hom. En die kind is gebore net vir die kind om weer te sterf. Sou sy sekerlik gedink het, sou dit nie beter genade wees as ek net van die begin af dit nooit gehad het nie, nooit geweet het nie, dat die profeet nooit hier aangedoen het. Hierdie verhaal eindig met beloftes wat vervul is. God wat hoop gee. En tussendeur was dit 'n pad van wanhoop, van vertwyfeling, van baie seer. Geliefdes, as Nuwe Testamentiese gelowiges, kyk ons na hierdie verhaal nog dieper. Deur die bril van Christus. Sy werk van God, soos die klemtoon gedurig is, nie die profeet nie, nie die mens nie. Christus het meer gedoen as wat Elisa kon. Christus het as ware ook in die kamer van doodsheid inbeweeg. En hy het gesê, staan op. Christus het ook in sy bediening 'n moederhart oorhuil. Christus het wonders gedoen. En die eenvoudige staan op, want hy het gespreek met goddelike autoriteit, want Christus is God. Dis anders as Elisa.
het die dogtertjie van Jairus opgewek, seun van die weduwee van Nain, vir Lazarus. En die eenvoud, Lazarus, staan op. En uiteindelik het hy self deur die hopeloosheid van die dood gegaan en opgestaan. As eersteling om op te staan. In hoop en lewe. En vir ons as waarborg van ewige lewe. Geliefdes, die Sunamitiese vrou leer ons dat geloof nie beteken dat ons nooit pyn gaan beleef. Geloof beteken nie eers dat jy altyd gaan verstaan wat God doen. Geloof beteken dat ons aan die Here vashou. Wanneer dit voel asof alles om ons ontrafel. So sy haar nood na die Here toe gebring het, bring jou nood na die Here. En dan ook verder, eintlik moet ons dit kwalifiseer. Dis nie haar geloof wat aan God vasgehou het nie. Sy het haar gevind. Al die tyd was dit die Here wat my in sy arms gehou het. Dis God wat ons vashou. Dit lê nie binne ons hande nie. Sy het ontdek die God wat lewe gee. Dalk sit jy vandag met iets wat van wanhoop spreek. Op 'n verhouding, 'n droom wat nie gerealiseer het nie, 'n gebed waarop jy jare wag. Ons lees onsself hierdie vrou. Maar mag ons ook soos in hierdie verhaal sien, geliefdes, die verhaal probeer nie goedkoop antwoorde gee, soos wat ons baie daar buite kry nie. Die verhaal moet ons uit. Rig jou oë op die Here. Die Here wat lewe bring. Die Here wat nie net die Sunamitiese vrou se trane gesien het nie, maar ook joune. Die Here wat geloof gee. Die Here wat vashou. En weet ons, ten diepste is ons geloof uiteindelik nie gegrondves op wonderwerke, maar op die Here van al die wonderwerke. Want ons hoop is in Christus. Die een wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Dit is ons hoop. Amen. Liefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons elkeen ontvang dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly saam met elkeen van julle, nou en tot in alle ewigheid. Amen.